André, baie dankie dat jy ons join op die Martin Beste Drive en ook op Lekker Sport. Lekker om jou te ontmoet en jou te sien. Ek gaan terugvat gou PE toe. Ons het een ding gemeen, dit is Port Elizabeth. Jy eerste toeslag gespeel, is ek reg? Yes, ja. Ja, ek is 'n ou PE boy. Great. Natuurlik 'n groot dag vir jou. Ja, dit was 'n ongelooflike dag. Soos enige rugbyspeler se droom om dit hockey te speel. En ek was baie bevoorreg om op 20 jarige ouderdom my debuut te maak. So dit was unreal, dit was 'n bietjie van 'n blur geweest. Ja, ek ja, eerste paar dae na die game, maar dit omgeset later en dit was great geweest. Was vir jou 'n scrum skakel daai dag? Ja, hy was die eerste 30 minute van my scrum op. Ja. Tot hy sy enkel baie seer gemaak, dis hy af en toe kom Frans Hougaard op so. Maar selfs ook natuurlik 'n oomblik dink ek vir die Preet hè. Ja, dis amazing. Hy is die beste scrum off in die wêreld, so dit was great. Wat is jou grootste aanpassing in Pretoria geweest? Jy is oorspronklik van die Kaap af. Van die Kaap af. Ek sou sê die berge en die see. Dis net 'n klein bietjie. Yes, 'n klein bietjie. Ek moet sê die mense is great, die mense is baie ondersteunend en hulle is altyd daar vir 'n wens en ja, soos ek sê, is maar die see. Het jy ooit in jou lewe gedink jy gaan speel op Loftus Versveld? Gedink ek gaan speel, ek het nooit gedink as 'n bil nie. Ek was altyd maar in Engeland toe en 'n Stormer gewees al die jare, so ja, dit was van 'n bietjie van 'n aanpassing vir my pa gewees. Hy het 'n paar jaar gevat om ek weet nou net vrou, hoe die familie aangepas. Ek moet jou seker nie vra nie. Slegs het 2 of 3 jaar gevat, maar hulle is nou geconvert. So hulle is nou stoere blou bulle. Nee, maar ernstig nou. Ek kan nie sien dat jou familie nou vir die bulle skoon nie. Hoe vat hulle games so Saterdag? I mean, is moeilik. Ek dink deep down is hulle nog 'n bietjie lief vir die Stormers. Ons het al die jare in Engeland toe gegaan, maar ek dink hulle ondersteun nou maar hulle seun en hulle die mense leer ken met die bulle, so dit voel my maar soos familie. So hulle is nou maar blou bulle. So hulle try en alles. Hulle het alles. Ek vind dit baie moeilik om te glo, maar ja, as jy seun loskakel is. Hoe praat die Stormers? Kom vat ek gou terug Saterdag toe. Yes, ons het 'n kans gehad, man. Ja, ek dink ons het 'n bietjie stadiger in die blok uitgekom. Ons het baie swak dissipline gehad daai eerste 30. Vinnig 9-0 agter en dit is moeilik. Dit is selfs moeilik om op Loftus terug te kom van dit af so veral op Nieuweland. Ons het ook uitgedoen om terug te kom. Ek bedoel dit was 'n drapgoal weg van 'n wen af. Partykeer gaan hulle, partykeer nie. So maar ons voel ons kon meer gedoen het en daai game gemakliker gewen het. Wat sê die coach halftyd? Ag, dis maar was dit 'n proses, ons het 'n plan met ons chase en hy stuur maar net bly daarbey. Hy sê 'n bietjie praat wat gepraat moet word, maar ons het 'n plan waarmee ons uitgaan en ons back daai plan die volle 80 minute. As dit nie werk nie, het dit gewerk op die dag nie, maar ons execution nie reg nie, maar die plan is gewoonlik reg. So ons execution was nie great geweest al eerste 40 nie, dit was 'n kos. En verander die strategie in die tweede 40? Nee, ek sê jy bly daarbey. Dit was 'n paar minute lekker goeie rugby speel, 'n bietjie aanval, dit was 'n great 3 en ons penalty. So die plan was daar, dit was net die execution nie, dissipline op die dag. Wat is jou moeilikste game sover? Moeilikste game? Yes, ek moet sê Argentinië in Argentinië. Dit is nogal 'n unreal experience. Ek hoor dit altyd, die ouens sê dit is moeilik om te glo, want hulle sal nie eens een van die beste spanne in die wêreld nie, maar daar's iets fisies oor hulle, is dit? Nee, hulle is verskriklik fisies. Dit is 35 grade, die muskiete byt jou. Die mense klim met die tralies op langs die kant. Hulle sing en skree en dans, is absoluut maar. En hulle is baie emosionele mense ook. So hulle sing my volkslied, dis trane wat loop en dan weet jy dis nou so en hulle kom vir jou. Jy het gesê net jy is 20 gewees toe jy het gedraf vir die Springbokke vir die eerste keer en jy het seker saam met ouens gespeel na wie opgekyk het, wie is op skool gewees, seker jaar voor dit. So nou ewe skielik nou is jy in dieselfde span as van daai groot ouens waarvan jy seker jou oom sê. Wie was die mees intimiderendste ou gewees? Ja, die grootste ou wat jy wou ontmoet en die twee het ontmoet. Dis maar 'n paar ouens waar ek sou moet sê ek het bietjie met Betty gewerk hier so by die bulle, so dis lekker so om leer ken. Dit was nie meer 'n groot ding toe ek by die Bokke gekom het nie. Ek sê John de Villiers verseker. So ongelooflike kaptein en 'n great speler waarna ek altyd op gekyk het. Hy was ook in Perdaging gewees in die Kaap waar ek ook was. So en nou so Skalk Burger. Dis 'n ou wat jy altyd maar die stories gehoor het en die posters op die kaste geplak het en dan ontmoet jy man ons net ewen 'n greater mens as wat hy is. So dit was bietjie frightening geweest, maar ook lekker. En as ek kom by die ander lande se spanne, wie is die mees intimiderendste speler? Wie is die hardste speler? Yes, Richie McCaw is heel Richie McCaw, almal sê dit. Hy's nie groot of sterk nie. Hy's net hard as nails. Vel hom meer en hy duik jou raak. So hy's lekker hard. Het iemand vir Dean Greiling gesê voor hy opgedraf het daai dag in Nieu-Seeland om Richie 'n bietjie sagter. Ons het praat dat die show is 'n gevoelige saak. Ja, ek dink ek praat met hom volgende maar ek gaan nou op hom van ek vra vir jou. Luister hierdie Saterdag 2 Mei wil ons graag Loftus Versveld blou verf. Dis my grootste vrees in die wêreld dat hy al meer rooi gaan wees. So asseblief oor hierdie kykers en die Jacaranda FM luisteraars, ons verf hierdie plek blou. Wat hulle kans het in die leeu, so dit lyk goed.
Nee, is like great. Hulle sterkte is op, hulle baie selfvertroue, hulle gooi die bal rond en die bal op die oomblik na hulle toe. Ek dink dit is waar ons moet inkom en ons moet 'n bietjie disrupt, bietjie vir hulle in 'n ongemaklike plek sit, bietjie gestruktureerd hou. Hulle hou nie daarvan nie. So ons gaan uitkom en hulle in hulle gebied weer vaspen en daai tipe dinge, soos enige ander span maar probeer. Hulle is goed. Hulle is 'n goeie span op die oomblik, maar ons het ons planne in plek en as ons verdediging goed is op die dag glo, ons kan hulle 'n bietjie afknap daarvoor en dan die punt op die bord kry. Wie is jou skop-ikoon? Skop-ikoon definitief Johnny Wilkinson. Okay. Hy is maar die beste wat daar ooit was, so ja, moet sê. Geniet jou tyd in Pretoria en hier so by die Bulle Loftus Versveld, ons is baie trots op jou en natuurlik met die wêreldbeker wat op pad is. Daar's nooit 'n geval dat julle ouens enigstens terughou nie en that's the weird part. Ja. Jy weet selfs as jy weet daar's 'n groot wêreldbeker op pad, sien julle speel, julle hou absoluut niks terug nie. Elke game is waar soos die volgende ene. Ja. So hou so voort asseblief. Baie dankie. As 'n bul. Dankie.